Dankie vir almal wat vir my grappies stuur. Ek dink ek moet hierdie chocolate net hier wegvat, want dit voel vir my, praat met my nou. Ek wil net daai versoeking nou weerstaan. Het jy al gehoor hoe kan chocolates met jou praat, of roomys? Ander laas was jy in Checkers of in die Spar, en hy goed praat met jou, hulle manifesteer net daar. Dan sê ek, hey, los my uit. Ou Koos gaan vir 'n onderhoud en hulle sê vir hom, luister man, ons kan jou begin met R10,000 en dan later kan dit opgaan na R20,000. En ou Koos is so opgewonde en hy sê sommer dadelik, nee, dis reg so, dan begin ek maar later. Ek wil vanoggend met u praat, gee my 25 minute, dankie, oor die Vaderhart. Romeine 8:15, jy kan maar net op die bord volg en die wonderlike woord geniet vanmôre. Sê die Bybel, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Jy kan gerus dit neerskryf of 'n fotootjie neem wat ek nou vir jou gaan oopmaak. Die woord Abba is 'n Arameese woord en dit beteken letterlik daddy. Nou ek wil gou vir jou ietsie sê wat vir my baie kosbaar is. Baie mense noem my pastoor, ek preek nou amper 33 jaar. Baie noem my apostel, baie noem my profeet. Maar my kinders, my eie kinders noem my daddy. En dis 'n geweldige voorreg om 'n daddy te kan wees. En ek gaan 'n paar goed sê wat almal gaan vrymaak, die daddies, sowel as die mammas en sowel as die kinders. Jy wat vanmôre sê, maar ek het slegte ervarings met my pa, of hy nou hier is en of hy nou nie meer hier is nie, vandag wil ek vir jou sê met die salwing wat op my is, die Heilige Gees sê vir jou, hoe langer jy gaan vat om te vergewe, luister mooi wat ek profeteer, hoe langer gaan jy gebind wees. Daar is sekere goed wat buite ons beheer is, daar is sekere goede wat gebeur het, mense sit aan mekaar by my, dan huil my hart saam met hulle. Vandag wil ek vir jou sê, ons het almal 'n hemelse Vader, die Bybel sê, ons kan hom noem Abba. Lig net so 'n bietjie jou hande op en sê jy Abba. 'n Mooi woord, sê dit, Abba. Nie Abba, nee. Nie Abba iemand, die sê dit weer, Abba. Abba beteken daddy, vader. En as jy dalk slegte herinneringe het as gevolg van jou kinderjare met jou pa, dan vra ek vir jou om te kies om te vergewe sodat jy kan vrykom. Maak nou nie saak of jy 'n seun of 'n dogter is nie. Elkeen van ons moet kies om te vergewe. En ons kan vanmôre sê, dankie Hemelse Vader. Ek het vroeg reeds vir hom gesê, geseënde Vadersdag. Let op dat die Bybel sê, dis die Heilige Gees wat hierdie vaderskap in ons werk. Ek wil hê moet dit raak sien. Die dag wanneer jy jou hart vir Jesus gee, kyk gou mooi, dan kom woon die Heilige Gees binne in jou. Ek het nou net 'n hele reeks gedoen oor die Heilige Gees. En hy leer ons ook om te bid, en in hierdie skrif wys die woord vir ons, dat hy ook hierdie vaderskap aan die een kant, en aan die ander kant die kindskap, of die seenskap, bevestig en werk in ons. So kyk mooi, ek lees dit net weer, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny,
om weer te vrees nie. Julle het ontvang, kyk mooi, die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. So wanneer jy jou hart vir Jesus gee, dan kom woon die Heilige Gees binne in jou, nee? Wanneer wedergeboorte plaasvind, en dan word jy nou ook genoem 'n kind van God. Ek dink nou aan hierdie wonderlike skrif waar die Bybel sê, almal wat hom aangeneem het, wanneer jy Jesus aanneem, dan sê die Bybel, die Here gee vir ons die mag, hoor gou mooi is dit, om kinders van God genoem te mag word. Ek en jy is nie sommer hier jy nie, ons is kinders van God, kan jy amen sê? So let asseblief op, dat die Heilige Gees hierdie kindskap in ons werk, hierdie seunskap, ek wil net vir jou hierdie skrif baie mooi oopmaak, Jesus is die seun, kyk gou hier, wanneer ons hom aanneem as Here, as koning, as verlosser, dan word ons ook seuns genoem. Jesus is die oogappel van die Vader, het jy dit geweet? Ons gebruik maklik die woord, maar Jesus is die oogappel. Maar nou wanneer ons Jesus aanneem, nee, dan ontvang ons seunskap, dis 'n hele reeks vir 'n ander dag, nou word ons ook oogappels genoem. Kyk gou hier, buite Christus sien God die Vader jou nie eens raak nie. God die Vader sien jou slegs raak wanneer jy in Christus is. En vanmôre kan elkeen van ons, maak nou nie saak wie is nie, man of vrou, sê ons is kinders van God, ons is aangeneem, kyk gou hier, deur ons hemelse Vader. Kom lig so 'n bietjie jou hande, ontvang die vryheid. Hierdie woord gaan jou so vry maak. Maak nie saak wat gebeur het in jou lewe tot nou toe nie. Ek wil jou bemoedig vanmôre, jy het 'n Abba Vader, jy het 'n hemelse Vader. Jesus, wat 'n pragtige lied het hulle nie gesing nie, wat nie net sê, hy's lief vir ons nie, maar hy hou regtig van ons. So dit maak nou nie saak wie nie van jou hou nie. Ek wil net iemand vrymaak en vir jou help, met groot wysheid, hulle wat nie van jou hou nie, dis nie jou probleem nie, hoekom maak jy dit jou probleem? Dis hulle probleem. Draai na iemand anders toe en sê, as jy nie van my hou nie, is dit jou probleem, is nie my probleem. Is nie my probleem. Kom aan, hier is wonderlike vryheid in hierdie plek. Ek bedien in baie ander gemeentes en ek vat gereeld geestelike seuns en dogters saam en ek wil vir jou sê, party plekke is so styf. Hoor my nou. Jy moet nie so gewoond raak aan die blessings in hierdie huis dat jy nie weet wat jy hier het nie. Hier is vryheid. Jy mag jy lag, jy mag maar huil. En solank jy net vry is in die Here. OK, so sê saam met my, sê ek is 'n seun van God. Ek weet daar's van die wat nou sê ek is 'n dogter van God. Ek hoor jou. Dis reg, seuns en dogters van God, maar in die Grieks sê hy nie dogter nie. Hy sê huios, sons of God. Hoekom? Hoekom sê dit so? Want Christus is die seun. Met ander woorde, nou sien God die Vader ons raak wanneer ons in Christus is. Dis 'n kosbare woord, hoor gou. Hy sien jou ook as 'n seun. So ons is almal seuns en dogters van die Allerhoogste. In Christus is ons almal seuns. In Christus kan ons almal sê ons is kinders van God. Ons kan almal sê ons het 'n hemelse Vader. Hier's van julle wat sê my pa's lankal dood, myne ook. Hier's van julle wat dalk sê my pa's afwesig of julle praat nie. Ek is jammer om dit te hoor. Die waarheid is ons het almal 'n Abba Vader. En ek wil jou leer, ek wil mense vrymaak met hierdie kosbare woord, want ek hoor as mense wat vir my sê, maar ek sukkel met hierdie Vader ding. Ek kry ook party mense wat vir my sê, ek sukkel met hierdie Vader en Seun ding waarop julle so sterk is. In die apostoliek is ons sterk, want ons wek seuns op. Almal is op die einde van die dag geestelike seuns en dogters.
As jy dink aan 'n huisgesin, kom aan, daar's 'n pa en daar's 'n gesin. So het ons 'n hemelse Vader. Christus is die seun, hy's die koning, hy's die Here, hy's die verlosser. Ons het weke gepraat oor die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons lei, wat ons leer, wat ons vertroos, wat ons bystaan. Hy's die parakleet. Pragtige woord wat eintlik kom van parachute. Halleluja. En hy is dan ook die een wat vanmôre hierdie vaderskap, almal sê vaderskap, bevestig in ons harte. Hy is ook die een wat die seunskap bevestig. So vanmôre, hierdie is 'n kosbare woord. Jy gaan vrykom as jy hierdie snap. Maak nie saak wat gebeur het in jou verlede nie, as jy net kan hardloop na jou hemelse Vader. En hy gaan altyd 'n geestelike pa op jou pad stuur. Hierdie ouens wat teen dit praat, hulle rook dikzolle. Want weer eens, daar's 'n voorbeeld van 'n hemelse Vader met 'n seun. Kyk mooi, ek bring net vir jou woord, 'n geliefde seun met seuns. Right, kom ons sit nou maar die dogters by en dan voel die vrouens beter. Kom ek wys vir jou die ander kant. Die Bybel noem ons almal bruid van Christus. En dan huil ons as mans nie, ons is ook die bruid. Kan jy hoor hoe mooi is dit? Sê saam met my, ons is die bruid van Christus. Dink daaraan. Want in die gees is daar nie 'n geslagsprobleem. Ons is almal die bruid van Christus. Wanneer jy Jesus aanneem. Kyk mooi, nou sê die Bybel ons is almal seuns van God. Wanneer jy Jesus aanneem. Nie wanneer jy aangeneem word in 'n sekere kerk nie. Dis nie waar nie. Jy moet Jesus aanneem as Here, as verlosser. Kyk gou hier, dan neem hy jou aan en die Bybel sê, dan gee hy vir ons die mag om te sê, ons kan nou kinders van God genoem word. Lig jou hande, dis wat ek wil doen. Ek wil almal vrymaak hier, want hier's uiteenlopende stories, almal wat nou na my kyk. En dan wil ek hê jy moet dit waag, jy wat nog altyd gesukkel het. Sê net, Vader, en as jy wil sê, Papa, dis okay, my kinders noem my Daddy, dis presies wat die woord in Aramees beteken, Daddy. Dan sê net, dankie dat U my Daddy is, dankie dat U my Papa is. Miskien het jy jou vader Papi genoem, ander noem hom Papa, ander Daddy, ander Pa, maak nie saak nie, kyk gou daar, Abba, Daddy. Kom aan, ek wil hê jy moet vrykom van enigiets wat jou terughou. Miskien het daar goed al gebeur in jou familie met 'n pa of 'n skoonpa of 'n stiefpa of wat ook al. En vanmôre wil ek vir almal sê onder die geklank van my stem, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou. Kyk gou hier, het is maklik om te sê, Jesus is lief vir jou. Maar weet jy hoe doen hy dit? Hy openbaar dit deur 'n instrument. Ons het nodig om die liefde van die Here te openbaar, kan julle amen sê? En ek wil hê jy moet my gou help, draai gou na iemand toe, dan sê jy net, jy het ook 'n hemelse Vader. Kom, sê dit net, jy het ook 'n hemelse Vader. Sjoe, baie mense word nou vry. Ek sien van julle werkie saam nie, hoekom nie? Hierso is vryheid. Draai gou na iemand anders toe en sê, ons het almal 'n hemelse Vader. Kom, ons het almal 'n Abba Vader, 'n Daddy. Oef, klap die salwing my nou. 'n hemelse Vader. Ek dink aan die storie van die 2 mossies wat op die tak sit. Ek koop saadjies en dan gooi ek vir hulle, ek bid vir ek baie en dan baie in my tuin ook en dan kyk ek vir die voeltjies en die 2 mossies sit op die tak. En die een mossie sê, "Joh, maar die mense kinders lyk dan vreeslik beswaard vanmôre." En die ander mossie antwoord hom en sê, "Ja, dis seker omdat hulle nie 'n hemelse Vader het." Want ek lees dat die Bybel sê, ons hemelse Vader sorg tot vir die voëls van die hemel. Halleluja. Ek dink aan die Here Jesus se woorde, dankie Heilige Gees. Hy wys net vir my iets nou. Hy leer die kerk bid, hy leer die disippels bid en hy sê, Onse Vader.
Sê dit gou saam met my, Onse Vader. Sê dit weer, Onse Vader. Omdat ons Christus aangeneem het. Ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Paulus bid ook op 'n stadium, so hy sê die Vader van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, dis Jesus se Vader. Man, jy moet dit mooi verstaan. So lief het God die wêreld gehad, God die Vader, dat hy Jesus gestuur het. Ek weet dit gaan vir jou nou snaaks klink, maar ek bly net by die woord. As jy Christus nog nie aangeneem het nie, kan jy nie sê, Hemelse Vader. As jy Jesus nog nie aangeneem het, stuur dit gerus vir jou familie en vriende. Kan jy nie sê, Onse Vader nie. Dit word Onse Vader, hoekom? Want hy het miljoene kinders reg oor die wêreld. Vanmôre wat reeds in die hemel is, kom aan, wat nog steeds op die aarde is, verskillende kleure, tale, nasies, alle nasies moet die Here dien. En vanmôre kan ons sê, Onse Vader van ons Here Jesus. Slegs in Christus word hy jou Vader. Slegs in Christus word jy 'n seun. En hier is vir my mooi, Onse Vader, Psalm 103 asseblief. Ek wil hierdie graag met jou deel, kyk gou daar, dan lees almal dit hardop saam met my, kom ons doen van 'n vers 8 af, gereed lees, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, soos 'n vader wat hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Ek wys vir jou die vaderhart vanmôre. As jy vir my sê, Pastoor Henry, ek het slegte herinneringe, dan sê ek is jammer, ek bedien duisende. En ons gaan altyd in goeie berading jou uitbring by vergifnis. Vergewe asseblief jou pa, jou ma, wie ook al jou seer gemaak het. Ek wil net dadelik vir iemand sê, onder die geklank van my stem, wie van ons het nou nog nie seer gemaak? Kyk hoe lyk die vaderhart, hy beskryf hom vir ons, hy's barmhartig, ek gaan net vinnig deur, die sleutelwoorde, hy's genadig, kyk gou, hy's lankmoedig, kyk mooi, hy's groot van goedheid, ons gebruik hierdie ou woord goedertierenheid, goedheid, en dan beskryf hy hoe hy vergewe. Is dit nie mooi nie? Hy beskryf sy goedheid as geweldig, kyk mooi, is in daai skrif. Hy sê hy vergewe so, hy verwyder al ons sonde so ver as wat die ooste van die weste verwyder is. Nou, kyk nou, die aarde is rond, ek weet daar's party wat dink hy's plat. Party se kop is ook maar nog plat. Dis humor hoor, humor. Dit beteken daar's geen begin en geen einde nie. En ag kom nou, dis hoe sy liefde vir jou is, geen begin en geen einde nie. Sê vrou langs jou, jy kort bietjie lag, jy kort regtig meer lag. Sikaba satala babandaya. Van julle lyk so bedruk vanmôre, jy moet meer lag hoor. As jy die openbaring het dat die vaderhart vir jou is vergifnis, is goedheid, al hierdie sleutelwoorde, lankmoedigheid, hy wil net die beste vir jou, dan behoort jy te rejoice. Want dit maak nie saak wie wat van my sê nie, ek het 'n hemelse Vader. En as hy vir die mossies sorg en vir die voël sorg, sê die Bybel, maar jy dan nie geweet jy's meer werd as die mossies nie. Onse Vader.
Die Vaderhart vanmôre vir jou is net mooi, is net goed, is vergifnis. Hy gee om vir jou. Ek wil dit baie, baie sterk beklemtoon. Hou op fokus op daai familielede of daai mense wat jou so seermaak, wat nie vir jou lief is nie. Vergewe hulle en kry jou oë weer op Jesus. Kyk gou hier. Ek wil vir jou mooi openbaring bring. God die Vader sien Christus raak. Daarom sê Christus, is 'n mooi preek vir 'n ander dag in Johannes 15, as julle in my bly, kyk mooi, as julle in my bly, en ek in julle. As jy in Christus is, sien God die Vader jou raak. En vanmôre is ons almal in Christus, en ons kan sy Vaderhart sien en beleef, en vanmôre moet jy net weet, hy hou baie van jou en hy is baie lief vir jou. En hy verwag ook van my en van jou om te vergewe. En ek voel ek profeteer vir 'n klomp van jong mense wat dalk in rebellie is en jy sê jou pa of ma het 'n fout gemaak. Pas op, want daar kom 'n dag dat jy 'n pa gaan wees. Saboko shakatabaka. Daar kom 'n dag dat jy 'n ma gaan wees. Pas op wat jy saai. Halleluja, die Bybel sê God laat hom nie bespot nie, net dit wat jy saai, dit sal jy maai. Wil jy nie maar vandag die blom gee op hierdie familiedag, hierdie lang naweek nie? Ek voel ek praat met 'n klomp, jy wat sê jy praat nie met jou pa nie, of jy praat nie met jou boet, of jy praat met niemand nie. Wil jy nie maar die foon net vat, die tegnologie het dit maklik gemaak, en net 'n WhatsApp stuur en sê, hey, Happy Father's Day. En jy hoef nie die grootste van pelle te word vandag nie, maar jy kan net uitreik in liefde. Want môre oormôre kry jy dalk 'n oproepie, en dan is daai persoon nie meer daar nie. Jakobus 1:17 is vir my 'n wonderlike skrif. Lees hom asseblief saam met my, gereed lees. Hy sê, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. So hy wys vir jou, hy kan nie verander nie. Maar elke goeie gawe, elke goeie geskenk, kom van hom af. Hoeveel van julle het al vanmôre dankie gesê, Here, dat U my wakker gemaak het? Kom, lig gou jou hande op. Die Bybel sê, hef op heilige hande. Kom. En dan sê jy, Hemelse Vader, dankie vir alles. Dankie vir Jesus. Vanmôre het ek vir hom gesê, dankie vir Jesus, want dis die grootste geskenk. Jesus is ek noem hom die juweel van die hemel. En vanmôre kan ons sê, Abba, Daddy, dankie vir die ewige lewe, dankie vir die kruis, dankie vir Christus, dankie vir die belofte van die Heilige Gees, Pinkster wat ons nou net gevier het, dankie vir die kerk, kan jy amen sê, Here, dankie vir ons broers en susters, dankie vir die vryheid wat ons nog het in Suid-Afrika, dankie vir die woordbediening, ag kom nou, Hemelse Vader, dankie vir alles. Dankie vir winter. Hoor hoe manifesteer jy iemand? Nee. Hoor jy? Sê vir hom dankie vir alles, want hy maak die seisoene. En die winter is ook maar nodig, sodat al die slegte kieme kan doodgaan. En in die hemel gaan dit net lente wees. Halleluja. Hoeveel van julle sien uit na die lente? Die winter het skaars begin, man. Kom, profeteer saam, by draai nou om toe en sê, mag lente aanbreek in jou lewe, kom, lente. Jy hoef nie profeet te wees om te weet, ons gaan eers deur die winter nou. En jy geweet die seisoene staan vas, jy kan dit nie verander nie. Kom aan. Hemelse Vader, ek praat so met hom, baie dankie vir môre in die stort. Here, dankie dat ek my eie hare kan was. Dankie vir mooi hare. Ek bid vir ouens wat hare wil hê. Hulle bel my, ek kry versoeke van oral af. Almal soek 'n woord.
Here, dankie dat ek my tande kan borsel. Ja, net vanmôre. So leef ek elke dag. Daar's ouens wat nie tande het nie. Wel, dank die Here vir jou valstande. Maar ek wil hê jy moet iets sien. Hy sorg vir ons. Kom aan, ek wys vir jou die vaderhart. Wat doen 'n vader? Hy sorg. Wat doen 'n vader? Hy beskerm. Kom aan, wat doen 'n vader? Hy leer en vermaan. En vanmôre het ons almal 'n hemelse Vader. En miskien moet jy weer begin bid en sê, Abba, Daddy, Vader, baie dankie vir alles. Ek sluit af met hierdie skrif. Hierdie is een van my favorites, ek het baie, maar hoor net hierdie een, Matteus 7:11. Hy's mooi. Hy maak my opgewonde. Kyk gou hier, gereed, lees almal. As julle wat sleg is, dan weet om goeie, stop net gou daar, net vir die woord oopmaak. As hy sê, as julle wat sleg is, dan probeer hy net sê, julle wat mens is, julle wat vlees en bloed is. Want in 'n ander konteks, toe spreek iemand hom aan en sê, goeie meester, toe sê hy, maar, onthou, hy sê dit nou as die seun van die mens, hy sê dit as 'n mens. Hy sê, niemand is goed nie, behalwe God. In konteks van hy as mens het probeer net die fokus op sy vader plaas en te sê, net, ons Vader is goed. Nee? So, nou verstaan jy mooi, julle wat dan sleg is, julle wat mense is, hoekom? Ons maak foute. Het jy agtergekom, ons maak almal foute. Dis hoekom onvergifnis so 'n lelike ding is. Kyk gou, jy gaan vrykom. Die Here praat nou met klomp ouens se harte. Jy wat nie vergewe nie, weet jy wat is dit? Dis niks anders as hoogmoed nie. Jy sit jou op 'n troontjie. Jy het seer gekry en jy sê, ek gaan nie vergewe nie. Maar jy wil hê God moet jou vergewe. Henry, dit was 'n great punt geweest. Hoogmoed maak dat jy nie vergewe nie. Mag die Here mense vrymaak vandag op hierdie Vadersdag. Mag families herstel word. Kan jy amen sê? Mag vergifnis vloei. Kom aan, mag daar liefde wees. So, hoor hierso, as julle dan wat sleg is, julle is mense. Maar selfs as mense, kyk al, weet julle hoe om goeie gawes aan wie te gee? Julle kinders. Ek meen, as ek dan dink wat 'n pa doen vir sy kinders, wat 'n ma doen vir sy kinders, is alles net genade. En hoor nou hier, gereed lees, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Kom aan. Mag die Here jou seën met goeie dinge. Lig jou hande, ek is amper klaar. Sê Hemelse Vader. Nee, ek wil jy almal moet praat. Sê Hemelse Vader. Sê Onse Vader. Sê Abba Vader. Sê Daddy. Dankie vir alles. In Jesus naam. So, dis baie duidelik, hy sê, hoeveel te meer, as julle dan weet om goeie dinge te gee, maar julle is sleg, julle maak foute. Met ander woorde, julle is sondig, julle is mense. Hoeveel te meer sal julle Vader goeie dinge gee aan die wat hom bid. So jy moet bid. Niks gebeur sonder gebed nie. My gebed is, en ek wil afsluit hiermee, dat die Here al ons mense sal seën met goeie dinge. Dit was 'n goeie plek om amen te sê. Mag die Here jou gesond hou reg deur die winter. Kom aan, mag die Here jou familie gesond hou reg deur die winter. Mag God jou seën met goedheid en guns. Kom aan, gryp dit terwyl ek jou seën. Mag die Here jou seën met vrede en vreugde en geluk. Jy wat so ongelukkig is, het jy agtergekom, mense gaan jou toe nou nie gelukkig maak nie. Jy het nodig dat die Here vir jou seën met innerlike vrede. Jy gaan jou vreugde moet vind in die Here. Luister mooi wat ek jou sê vandag. Niks gaan jou gelukkig maak as jy nie gelukkig wil wees nie.
Hoe is dit moontlik dat 'n multimiljonêr sy eie lewe neem omdat hy sê hy is ongelukkig? Hy kan koop net wat hy wil. Dis omdat hy nie ware geluk en vrede en vreugde het nie. Dit kom slegs deur die Here. Dit kom slegs in Christus. Ons hemelse Vader wat ons seën met geluk, vrede en vreugde. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Mag al jou kinders gered word, mag al jou kinders die Here dien. Kom aan, gryp dit gemeente, mag die Here jou seën met goddelike gesondheid in hierdie tyd wat voorlê. Jy wat siek is, mag die Here jou genees deur die krag van die Heilige Gees. Jy wat deur finansiële moeilikheid gaan, mag die Here, onsse Vader, vir jou voorsien, kom aan, na die rykdom van sy genade. Mag die Here Suid-Afrika genadig wees. Ons bid dit. Ons vra dit, Vader. Ons bid terselfdertyd vir die vrede in Jerusalem. Ons bid vir vrede in Israel. Ons, Here, u woord sê ons moet dit doen. Ons bid, Here, help, Here, laat u wil geskied. Ons weet sonder Christus is daar nie vrede nie. Dankie vir goeie dinge. Kyk gou vir my, lig jou hande so. Sê ek ontvang dit in Jesus naam. Lig jou stem, sê ek ontvang dit in Jesus naam. Alle goeie dinge van my hemelse Vader. In Jesus naam. Sê hemelse Vader, Abba Vader, onsse Vader. Dankie vir alles. Dankie dat ek 'n kind van God genoem kan word. Dankie dat ek 'n seun van God is. 'n dogter van God is. Ek is die geseënde van die Here. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Kom aan, ek is die geseënde van die Here. Ek is 'n gesalfde van die Here. Ek het die guns van God op my lewe. Ek het 'n hemelse Vader. In Jesus naam. Amen. Kom aan, rejoice so 'n bietjie. Kom, klap vir die Here. Woo! Halleluja. Kom, gee hom al die lof, al die eer, al die dank en al die aanbidding. Daar's 'n pragtige ou lied wat sê Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Wow. Halleluja. So maak nie saak wat jou omstandighede is. Ons het almal vandag 'n Vadersdag om te vier, want ons het almal 'n hemelse Vader. Kom ons neem 'n geseënde offergawe op. Dis lang naweek, dis winter, lang skoolvakansie wat voorlê. Kom ons skeep nie die werk van die Here af nie. Ons het gesien laas maand soveel mense niks bygedra nie.
Jy kan nie besluit net so wanneer dit jou pas, hoor nou net hierdie Vaderhart. Die werk van die Here moet aangaan. Elke maand moet ons die Here se volle 10de bring. Kom ons seën sy werk. Dankie aan almal wat gehoorsaam is en wat getrou is en lojaal is. Let op, daar's geen aanddiens vanaand nie. Lekker vakansiedag môre, so die kantoor is ook toe. En kom ons dien die Here ook in die winter. Amen. Kom ons dien die Here voluit in die winter. Ek hoop die appeltertjies is gebak.